Sosiale media skets hierdie prentjie van die lewe is so perfek en so maklik soms. En ek voel in 'n mate verhoed dit kinders om bietjie te leer van teleurstelling. Ek meen dit is iets wat deel is van die lewe. Mense kan dit nie vermy nie. Hoe kan ons as ouers ons kinders help om teleurstelling reg te verwerk en te hanteer? Ek dink daar's nie een ouer wat graag wil hê sy kind moet teleurgesteld word of verwerp voel nie. Dit is nie 'n maklike ding as jou kind deur so 'n fase gaan nie. So die belangrikste op daai stadium is om jou kind die ondersteuning te gee en met jou kind te kan kommunikeer. So kommunikasie is vir my nogal 'n wortel in teleurstelling, dat jy vir jou kind kan oplig deur middel van ek-boodskappe om te sê wat jy ervaar van die situasie, wat kon die kind, dink die kind dalk kon hy beter gedoen het in 'n situasie. Ek dink dis 'n baie belangrike ding. Dis gewoonlik verwagtinge wat nie bereik word by kinders nie, omdat die druk so baie is. En dan het kinders daai verwagting en dan kry hulle dit nie, né? So wat vir my baie belangrik is belangrik om vir 'n kind te leer nie om altyd die beste te wees nie, maar om sy bes te doen. En ek dink daai bekende dokter Amen sê ook in sy video's dat dit is so belangrik. As jy 'n resep wil gee vir 'n mislukking, is dit om vir hom te sê hy moet die beste wees. Maar as jy vir hom 'n resep wil gee van gelukigheid en oorwinning, is om te sê kom ons probeer jou bes, want dan kan jy werk aan dit waartoe jy nog wil vorentoe gaan en die span maatjies saam met jou vat om jou te help in die proses. So ek dink waardevolle les is om in jou kind definitief dit aan te kan kommunikeer. Jy moet jou kind ook toelaat om te sê hoe hulle voel. Dit is, laat hulle toe om te sê waardeur werk hulle en hoe voel hulle. Dis baie belangrik. Hulle hoef nie altyd dadelik te reageer nie. En sekere kinders wys ook nie altyd hulle emosies met teleurstelling nie. Daar kan ek weer eens terugkom na ons temperamente. Ons kindertjies wat teleurstelling ervaar, wat die moeilikste ervaar is ons blou kindertjies. Want hulle sit soveel druk op hulle self. Hulle is ons perfeksionistiese kinders. Dit sien ek baie in die praktyk, want die teleurstelling is so groot omdat hulle die groot verwagting het. En dan word dit nie bereik. Nie noodwendig om die beste te wees nie, maar om hulle bes te doen. So selfs daai prinsip, daai resepie is vir 'n blou kind baie moeilik om te aanvaar. So weer eens kom ek terug by ons root van ons temperamente om dit te verstaan. En ek dink 'n belangrike ander ding is maar net gesels met jou kind oor wat het gebeur. Dis hoekom ek vroeër sê kommunikasie. Laat hom toe om te sê hoe hy voel. Laat jou kind toe om 'n keuse te hê. Dit is ook baie belangrik dat jy as ouer nie dominerend teenoor die kind is oor of dit nou 'n sportaktiwiteit was, teleurstelling of akademie teleurstelling of 'n maatjie teleurstelling of jy het nie ingekom met die revue in 'n hoofrol nie. Maar laat jou kind toe om te sê hoe hulle voel en dat hulle keuses het om dit te hanteer. En al hierdie aspekte dra dan by tot selfaanvaarding. En dan gaan daai kind meer in balans kom met sy emosionele ontwikkeling. Baie dankie.